Paulus skryf, hy sê, as ons tot God bekeer, dan word die bedekking oor ons oë weggevat. Nou, solank as daai bedekking daar is, sukkel jy om hierdie goed te sien. Jy verstaan nie, maar hoe werk die Sabbat? As dit in 'n skepingswet is, moet ek hom hou, moet ek hom nie hou nie. En dan 'n voorbeeld is wat bemoedigend is, as mense sê, ek sien die nuwe verbond, maar ek hou nog die Sabbat. Dit is 'n lelike woord, dit is 'n anglisisme, maar dit is progressie. Jy kry progressie en jy kry degressie. Progressie beteken jy gaan vooruit en degressie beteken jy gaan agteruit. Nou progressie ver in die woestyn is baie beter as degressie hier op die groen gras. Want die ou van die groen gras gaan nou in die woestyn beland, maar die ou wat daar in die woestyn is gaan nou op die groen gras wees. So as iemand onder die wet is en hy maak vooruitgang, progressie na die nuwe verbond toe, dan is dit verblydend en dan gaan dit eintlik net 'n rukkie wees, dan sy aan die ander kant, as hy bereid is om te luister. Hierdie hele gedeelte wat Paulus hiervan praat, en hy skryf nie in Romeine nie, want hy praat 'n paar plekke daaroor, want dit is nie 'n moderne tyd se probleem nie. Dit is nog altyd daar. Dit is van die nuwe verbond, daar is wondermense. Hoe werk hierdie goede? En die slotsom is, jy moet doen wat jy glo. Dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Hy praat op 'n ander plek van die eet van vleis, wat aan afgode geoffer is. Dan sê hy, die een ou eet die vleis, en vir hom is dit sonde, en die ander ou eet dieselfde vleis, en vir hom is dit nie sonde nie. Dit gaan nie oor die vleis nie, dit gaan nie oor die eet van die vleis nie, dit gaan wat is in jou hart. En dis wat ons moet snap. As jy die Sabbat hou, en jy glo die manier om dit te hou, is van so laat tot so laat, en ek moet so sit, en ek moet so staan, en ek moet so lê, en ek moet dit sê, en ek moet dat sê, dis wat in jou hart is, jy is veronderstel om dit so te doen. Dan kom die Gees, jy bekeer jou tot Yeshua, en die Gees kom en hy oortuig jou. Hy sê vir jou, hoor jy, terwyl jy nou die Sabbat hou, jy hoef dit nie van 4 in die oggend af te doen nie. Daar's nie so reël nie. Dan sê jy, dankie tog, dan begin jy 8 uur. Dit is progressie, jy het 'n bietjie vooruit gegaan. Maar jy doen dit eers wanneer die Gees jou oortuig het. Kom ons gaan weer terug na die eet van afgodsvleis toe. Paulus sê, ek sit in 'n afgodstempel, en ek eet die vleis wat hulle nou net aan afgode geoffer het, en dit doen niks aan my nie. Maar almal kan dit nie doen nie. Nou, hier in Bronkhorstspruit, is 'n Chinese tempel, groot plek. Dis die hoofkantoor van die Chinese Boeddha godsdiens in Afrika. Ek het nog net die ding van die snelweg af gesien. As jy ry Witbank toe, dan sien jy hom. Dis 'n groot, indrukwekkende gebou. Nou mense het nog vir my gesê, hulle was nou al daar. Dan gaan jy nou daarin, dan moet jy jou skoene uittrek, en jy loop in jou kouse, en dan sien jy nou die beelde, en hulle brand hulle rootjies daar, en wat. Nou stel jy nou voor, jy stap nou daarin, en hulle het nou net vleis geoffer vir Boeddha. En nou sny hulle op, en hulle deel uit, en hulle sê vir jou, eet saam. Gaan jy saam eet? Wat sê jou binnekant vir jou? As jy daar goed so kyk, en jy sê, ek kan dit nooit doen nie, dan moet jy dit nie doen. Dan mag jy dit nie doen, dit is vir jou sonde. Maar as jy dit so kyk en jy dink, maar dit is mos nou niks. Daar is nie 'n ander God nie, daar is net een God. En as hierdie ouens nou gesê het, hierdie gebou en hierdie beelde is nou gode, en dis nou vir hulle geoffer, is hulle wat stupid is, en jy eet hom, dan is dit nie sonde nie. Daar's geen onus op jou nie. Maar as jy dink, hierdie is 'n verkeerde ding, ek kan nie hierdie ding doen nie, en jy eet dit, dan doen jy sonde. So 2 persone stap in daai gebou in, 2 vriende, hulle ry met dieselfde kar tot daar, hulle stap in, hulle eet dieselfde vleis, binne in dieselfde tempel, vir die een is dit sonde en vir die ander nie. Dis die nuwe verbond. Jy doen wat in jou hart is. As jou hart duisternis is, en jy doen die verkeerde ding, dan is dit nie geregverdig nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ek hoop julle verstaan wat ek sê. Ek kan nie vir myself sê, boerery is eintlik reg, en nou gaan doen ek dit, en nou is dit reg nie. Dit is verkeerd. Maar die eet van vleis is iets anders. Daar's niks fout met die eet van vleis wat aan afgode geoffer is nie. Jy kan dit maar eet. Maar party mense kan dit nie doen nie. Hoekom? Want hy kom nog uit hierdie ou verbond oorlewering van dis verkeerd. Ek kan nie op 'n Saterdag gras sny nie. As jy nog nooit daar was nie, probeer op 'n Sondag gras sny. En kyk of jy dit kan regkry. As jy net 'n gewone Afrikaner boerehuis groot geword het, jy gaan sukkel om op 'n Sondag gras te sny. Gaan jy nie reg voel nie. Moet dit nie doen nie. Maar jy moet weet dat dit geen, maar 0 invloed op jou geregtigheid het. Jy's net nie op daai plek wat jy vry is van dit, jy kan sê, ek ag al die dae gelyk. Jy ag nog nie al die dae gelyk nie. Jy ag die een dag bo die ander. Jy sê, hierdie dag is afgesonder vir Vader Jahwe. En dis reg. Die een persoon ag die dag tot eer van God, en die ander ene ag die dag nie tot die eer van God, en die skrif sê, en God neem albei aan.
Maar as die een dag vir jou verlossingswaarde en geregtigheidswaarde in het, is my geregtigheid in gedrang. As daar fout met jou geloof, dan is jy nog nie gewas deur die bloed van die lam nie. Dis maar die verskil. En presies dieselfde met die een agter die kos, ensovoorts. As iemand in sy kleuterskoene is, dan gaan hy die dag eer. Dis net so. As iemand 70 jaar oud is in die gees, gaan hy verstaan. Al die dae is presies dieselfde. Jy's reg. Sondag is 'n afgesonderde dag vir hom. Jy's reg. Maandag is 'n afgesonderde dag vir hom. Jy's reg. Dinsdag is 'n afgesonderde dag vir hom. Dis die verskil. Jy kom tot die insig dat elke dag behoort aan hom. Maar wanneer jy te doen kry met iemand wat nog by die een dag is, dan oordeel jy hom nie.